Want dit is lekker om die Here te dien. Amen, amen, amen. Dit is lekker om die Here te... Hoor jy, is julle bly om hier te wees? Nie dit, dan moet julle 'n bietjie smil hoor. Dit help nie julle sit met sulke suurgesiggies hierson. Ek sien nie soms hier en daar 'n paar tande wat ek kan sien, maar kyk, ek smil, ja, smil, daar's sy, Karel, daar's sy. Ek het 'n boodskap uitgestuur, dit was so 'n bietjie koud gewees hierdie week, en ek was deur mekaar, ek bely dit nou sommer klaar, want eerste sê Judy vir my, die 7de, wanneer jy het gesê die 7de, nee? Ja, die 7 laas week, was dit toe nou Kampdag Hemelvaart gewees. En toe kyk ek op die almanak, toe sê ek van, nee man, dit is nie die 7de nie, dit is die 14de. En toe die 12de, toe stuur ek 'n boodskap uit en sê, daar sal nou nie vanaand 'n Hemelvaart wees nie, toe ek nou weer deur mekaar. Okay, so vergewe my daarvoor. En so toe ek nou weer by Donderdag kom, toe sien ek, dit is nou Hemelvaart, toe sê ek, alright, ek weet dit is koud. Donderdag was dit nog koud, dit was nog lekker koud geweest. Toe sê ek, alright, stuur ek die boodskap uit, daar gaan nou nie Hemelvaartdiens Donderdag aand wees nie, maar, en toe kyk ek, nog voordat ek nog die ander dinge doen, toe sien ek, maar die week gaan dit so 'n bietjie warmer wees. Toe sien ons, alright, so, nou sê ek vir julle, ons het nou vandag ons Hemelvaartdiens. Dit is wat ons nou, okay, nou, moet luister nou mooi. En ons gaan 2 wees wat gaan preek hierdie week vir die Pinksterdienste. Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Sondag. Sluit ons af met die Pinksterdienste. Elke Sondag gaan gewone tyd wees soos nou, maar Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag gaan wees 18:30. Right? En asseblief, kom wees deel van die Pinksterfees. Amen. Okay, wys nou eers vir my wie gaan nie wees. En dan gaan nou 'n foto neem. Ja. Maar ons weet tog nog nie wat gaan gebeur nie, so as julle nie kan kom nie, dan is dit alright. Louis, ek verstaan. Moenie stres. Moet net nie stres nie. En julle werk, waar werk jy? Jy van die gelukkiges nie. Ja. Maar jy kan, as jy nou baie moeg is, maar jy kan maar jou overal kom, hoor. Onthou nou, luister nou baie mooi vir my. Dis nie die klere wat maak dat jy okay is nie. Hoor wat ek vir jou sê. Dit is die hart, man, dis die hart. Hierso, dit is hierso wat maak, ek het al vir baie mense gesê, luister, as jy moet, hier het al mense gekom en kom hulle van die werk af met 'n vuil overal. Who cares? Jy kom om die naam van die Here groot te maak. Die Here kyk na jou hart, hy kyk nie na jou buitekant nie, man. Al is ons gekrekel, al val ons tande uit, al hakkel ons, al dink ons nie meer so lekker nie. Wat maak dit saak? Ons is hier om die naam van die Here groot te maak. Amen. Amen. Al tannie, is jou stem alright? Daar sê. Dis die lekkerste lekker, vir as iemand die Here wil dien en hulle kan nie, en ons kan vir hulle bid, en dan begin hulle die Here se naam groot maak. Amen. Halleluja. Goed, die terugkeer van Jesus Christus na sy Vader om sy koninkryk te vestig en sy werk op aarde te voltooi. Onthou nou, die hemelvaart van Jesus Christus. Toe ons so rukkie terug, toe praat ons so, toe verduidelik ek vir julle, maar Jesus, Maria kon nie aan Jesus vat nie, want hy moes eers na die Vader gaan. En Jesus het vir Maria dit self gesê, maar Maria het nie vir Jesus herken nie. Okay? En onthou julle daai skrifgie wat ons gelees het? Kan julle onthou daai skrifgie? Wat was dit iets gewees van hy was lewend en hy was dood en toe sy lewend en hoe het hy gegaan, Karel? Kan jy onthou? Wat jy nie? Kan jy daai ene nie onthou nie? Ek het gesê julle moet hom mooi onthou, maar ek het hom ook vergeet. So, nie worry daaroor. Dit help ook nou nie ek sê julle moet onthou en ek vergeet dit nou presies hoe dit moet wees nie.
Onthou, Jesus het gesterwe. Okay? En hy het lewend geword. Okay? Hy het lewend geword. As hy nie opgestaan het uit die dode uit nie, dan was ek en jy verlore. Amen. Dan was ek en jy verlore. Ek is nou warm. Dit was nou 'n lekker sangoggend gewees vanmôre. Halleluja, halleluja. Kom ons kyk. Jesus Christus se hemelvaart word beskrywe. Kom ons kyk Handelinge 1 vers 9 tot 11. Die terugkeer, nou ek moet nou nog nie opsit nie. Moet hom nou nog nie opsit nie. Sê die terugkeer van Jesus is, ek sê weer, die terugkeer van Jesus na sy Vader om sy koninkryk te vestig en sy werk op aarde te voltooi. Jesus moes opgevaar het na die hemel toe en toe kom hy weer terug en hy het in 'n kwessie van 'n paar dae, ek kan nou nie presies onthou hoeveel dae dit was nie, maar hy het hy mense bedien. Ek dink dit, as ek reg onthou, dink ek dit was 120 dae of so iets gewees. 40 dae. Ja, dis 40 dae, ja, nie 120. Ek tel nou bietjie, ek maal hom maar met 3 nou. Okay. Maar in elk geval, baie dankie vir julle. Kom ons kyk. Baie dankie. Dit is alright. Handelinge 1 vers 9 tot 11. Kom ons kyk. Hy sê, en nadat hy, Jesus, dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle, die disippels, dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. Okay? En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, hoor nou daar. Mense, ek wil hê ons moet een ding verstaan hierso. Jesus was daar by die disippels gewees, by die mense wat om hom was die hele tyd. Hy was daar gewees. Toe kom daar so, terwyl hy nou met hulle praat en sê hy gaan weg, toe kom maar 'n wolk en jy kan maar sit hoor. Is jy alright? Toe kom daar 'n wolk en hy vat Jesus weg. Wat het toe gebeur? Nou is Jesus weg, voor hulle oë. Daar is Jesus nou weg. En hulle kyk na die hemel toe, want Jesus het nou weg. Jesus het op 'n wolk weggegaan. Hy gaan weer kom op die wolke, in elk geval. Maar nou kom hy en hy sê, terwyl, nou almal staan nou nog daar so en kyk na die hemel toe, terwyl hulle nou nog so kyk na Jesus toe, ewe skielik staan daar 2 manne in wit klere by hulle. Hoor, dit moet amazing wees om dit te kon aanskou het. Vir daai disippels, vir daai mensies wat daar om Jesus was die hele tyd, om daai ondervinding te hê, sê, wow, kyk nou weer hierso wat het gebeur. Volgende ene. Hy sê, en hulle sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, hoor nou. En onthou, 'n engel kan nie lieg nie. Ek praat nie van die demone nie. Ek praat van 'n engel van die Here. Hy sê, hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom nou na die hemel sien wegvaar het. En dit is 'n belofte wat ons het. Hy kom weer. Amen. Hy kom weer. Kom ons kyk in die Ou Testament voorspellings van Jesus se hemelvaart. Psalm 68 vers 18. Hy sê, u het opgeklim na die hoogte. U het gevangenes weggevoer. U het geskenke geneem onder die mense, ja, ook wederstrewig is om daar te woon, o Here God. En Jesus sien uit na sy hemelvaart, as hy terugkeer na sy Vader toe. Onthou nou, Jesus is die Seun van God. Amen. Jesus is die Seun van God en hy het uitgesien om terug te wees by sy Vader, by Jod-hê-Waf-hê, God die Vader. Johannes 16 vers 28. Hy sê, ek het van die Vader uitgegaan en in die wêreld gekom. Met ander woorde, onthou, Jesus was Gees. Amen. Jesus was Gees, onthou dit. Jesus was Gees.
Hy het as 'n engel van die Here, met 'n hoofletter, het hy aan baie mense in die Ou Testament verskyn. OK? So, dit is wat hy sê, en ek het van die Vader uitgegaan en in die wêreld, in die natuurlike vorm, het hy gekom, soos wat ek en jy is, met vlees en bloed. Hy sê, weer verlaat ek die wêreld en gaan na my Vader. Mense, ek wil hê ons moet iets verstaan. Onthou nou, as ons 'n bietjie terug gaan kyk, dan sien ons, toe Jesus gesterwe het van die grafte oopgegaan. OK? Van die grafte het oopgegaan en dat van daai mense wat dood was, het lewend geword daar. Maar hulle het weer gesterwe. Die enigste ene wat nie weer gesterwe het nie, tot nou toe nog vandag, is Jesus Christus. Hy is die enigste ene. Hy is die eerste van almal wat gaan kom, wat gaan wees as Jesus weer kom. Dan gaan ek en jy miskien nie meer hier wees nie, of dit kan môre gebeur, of dit kan oor 'n rukkie gebeur. Laat ons weggevoer word saam met Jesus Christus. Ons weet nie wanneer dit gaan gebeur nie, maar dit is ook nog nie ons probleem nie, né? Is dit ons probleem? Nee, dit is nie ons probleem nie. Die Here sal kom wanneer hy kom. Amen. Hy het opgevaar om die Heilige Gees te stuur. Johannes 16 vers 7. Kom ons kyk. As Jesus nie opgevaar het nie, het ons nie die Heilige Gees ontvang nie. Onthou, daar's 'n paar voorwaardes aan verbonde met al hierdie goedjies. As Jesus gesterwe het en hy het nie opgestaan nie, was ek en jy verlore. As Jesus het gesterwe, toe staan hy op en hy vaar op na die Vader toe en hy kom weer terug. Toe sê hy vir die disippels, maar ek moet maar weer weggaan. En dis wat ons nou nog gelees het, hy's op 'n wolk weg en toe sê die engele vir hulle, maar hy sal weer kom soos wat julle hom nou gesien het. Maar as hy nie opgestaan het nie, wat sou dan gebeur het? As hy nie opgevaar het na die hemel toe nie, nou as om aan die regterhand van God die Vader te sit nie, sou ons ook nie die Heilige Gees gehad het nie. Amen. Stem julle saam? Ja. Maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig. Met ander woorde, ons gaan skor. Dit is iets wat ons kry. Dat ek weggaan, want as ek, Jesus, nie weggaan nie, sal die Trooster, die Parakletos, die Heilige Gees nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Wanneer kry ek en jy die Heilige Gees? Ek hoor nie. Wanneer jy tot bekering of tot wedergeboorte kom, dan kry ons die volheid, ons ontvang die volheid van die Heilige Gees. Ons weet nog nie hoe die Heilige Gees werk nie. Ons verstaan nog nie hoe hy met ons praat nie. Dit is 'n tydjie ons party mense vat lank voordat hulle dit verstaan. Ander mense vat 'n kort tydjie en hulle weet, maar luister hierso is iets besig om met my te gebeur. En onthou, die Here Jesus Christus vat jou net soos wat jy is. Maar daar's 'n snaak aan verbonde. Hy laat staan jou nie soos jy is nie. En onthou wat ek baie keer sê, as jy in die teenwoordigheid van die Here is, kan jy nie onveranderd daar uitstap nie. Hoor jy wat ek sê? Baie mense sê, ek was in die teenwoordigheid van die Here, maar dan is hulle nog dieselfde as wat hulle daar by die Here gekom het, as wat hulle weggegaan het. Dit kan nie so werk nie. Daar moet 'n verandering binne in jou plaasvind. Want jy kan nie voor God gaan staan. Onthou julle vir Moses? Onthou julle vir Moses? Nee. Onthou julle vir Moses?
Amen, ja, ons onthou vir Moses, want ons praat baie oor Moses. En Moses het dinge gedoen wat baie ander mense ook nie kon doen nie. En ek praat nou van die Ou Testament. Wat het Moses gedoen? Moses was 'n vriend van God genoem. God het met Moses gepraat, soos het 'n man met sy vriend praat. Moes dit nie amazing gewees het nie, né? Dit moes amazing gewees het daai. Moses kon nie vir God sien nie, want die tent van samekoms was die wolk van getuienis was daar so oor gewees. So Moses kon nie want ons kan nie God sien en bly lewe nie. Dit is hoe dit is. Maar dit moes amazing gewees het. Net om daar te wees, om te kon sien. Ek weet ons almal gaan dit ervaar eendag. Ons wat hier so sit. Ek hoop ons almal is daar. Ja, amen. Gaan jy daar wees? Gaan jy daar wees? Ja, beslis, nee. Beslis. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan. Kyk. Johannes 14 vers 2 tot 4. Jesus het opgevaar om 'n plek vir ons voor te berei. Goed, kom ons kyk. In die huis van my, onthou nou, Jesus kan nie lieg nie. Die Vader kan nie lieg nie en die Heilige Gees kan nie lieg nie. Hulle sal nooit lieg nie. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Maar ek gaan om vir julle 'n plek te berei. En as ek gegaan en vir julle 'n plek berei het, kom ek weer. Hoor nou, ek kom weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. En waar ek heen gaan, weet julle, en die weg ken julle. Waartoe gaan ons? Waartoe gaan ons? Ons gaan hemel toe. Ja, ons gaan hemel toe. Luister, as ons die wedloop voltooi. Hoor nou, as ons die wedloop voltooi. Daar's 'n snaakse dingetjie. Mense sê, once saved, always saved. Maar jy kan kom op 'n plek waar jy rug op die Here draai en jy's goddeloos. En ek en jy kan dit nie bekostig dat ek of jy ons rug op die Here draai nie. Want waar gaan ons dan wees? Waar gaan ons dan wees? Amen. Hy sê, onthou nou, as Jesus sê, my lamp is 'n lig vir jou voete. En hy gee vir ons Heilige Gees. Hy sê ek is jou raadsman en ek is jou leidsman. Hoeveel keer vra jy vir die Heilige Gees vir raad of vir leiding? En ek sê vir jou, die meeste van ons, doen dit bitter. Want ons neem aan. Ons moet in 'n intense liefdesverhouding met die Vader, met die Seun en met die Heilige Gees wees. Dan sal ek en jy die stem van die Heilige Gees hoor. Nog lank voordat ons weet waartoe ons gaan. Nog lank voordat ons weet waartoe ons gaan. Baie keer as ek fiets, ek praat of uit fietsry, ek hou daarvan om fietsry, julle weet dit, dan ry ek hier so uit met die fiets, dan voel ek maar iets is nie oukei nie. Dan draai ek daar om
gewoonlik daar by die Stopstraat, daar by Antoinette se werk, daar by die ACVV, of daar by die Stopstraat, daar by Sonnesorge, dan kom ons weer met die fiets terug. En baie keer wat gebeur het, dan hoor ons daar was 'n ongeluk op hierdie pad, hier so uit Hannover se kant toe. Karre, trokke, daai goed. Dan weet ek, die Heilige Gees is, ek kom hier uitry, en ek voel iets is nie oké nie. Dan draai ek daar om, dan kom ek maar weer terug, en sê ek, dit is nou maar alright, want nou moet ek nie ry nie. Want die Heilige Gees, ek en jy, moet ons gedagtes ondergeskik stel aan God, en ondergeskik hou aan God se gedagtes, sodat ek en jy kan weet wanneer ons wat kan doen en mag doen, en nie omdat ons dit wil doen nie. Ek wil dit gaan doen, maar as ek hier so uitry, dan kom ek agter, ek voel nie so baie lekker nie, so kom nou maar eerder weer terug. En dan vra ek, sê Antoinette, jy gaan fiets, sê ek, nee, ek het net tot daar by jou gery, maar teruggekom, sê hoekom, sê want ek het nie lekker gevoel nie, dit voel nie vir my alright, ek is nie alright nie. So, die Here het my nog gekeer om te gaan ry. En onthou nou, as mense voor jou inry, ek het sê dit baie, dan skel jy hulle. Kom. Nee, Monica. Ja, ons maak so. Ja, maak ons so. Maar weet julle wat, nee. Net so wel kon dit 'n kon haar ongeluk veroorsaak gewees het. Nou skel jy die mens, daar sê, jy moet hulle nou mooi met mooi woorde seën, né? Net so wel kan jy sê, dankie Here, dat hier nie 'n ongeluk was nie. En as ons in 'n situasie en 'n omstandigheid is, ons praat van die hemelvaart van Jesus, maar luister nou, ons praat van die Heilige Gees, ons praat van die Vader. Weet julle wat, nee, net so wel as ons weier om na die Heilige Gees te luister, en ons kom iets oor, of ons is in 'n ongeluk, wie se skuld is dit? Dit is jou eie skuld. Dit is jou eie skuld. Sê weer? Jy het nie oorgegaan nie. Jy het nie oorgegaan, jy het nie geluister. Onthou nou, ons moet nie net hoor nie, ons moet luister. Jy verstaan jy die verskil? Wat is die verskil? Ja, wat danken? Dis wat dan die hoor, hy kom in, die hoor. As hy inkom, hoor jy. As jy luister, kom hy in en hy gaan uit. Ja, okay. As jy hoor, dan is hy hier in en daar uit. Ja, dan is hy in en uit. Daar is hy. Luister, as jy vat jy dit op. Daar is hy, dan vat jy dit op. Met ander woorde, daar is 'n aksie. Daar is hy. Hansie wil nie vir my kyk nie. As ek so begin, dan sê ek, sak Hansie klaar sy kop, hy wil niks weet nie. Man, dit is lekker om die Here te dien. Efesiërs, onthou nou, ons het opgevaar om vir ons plek te gaan voorberei. Hy het ook daar gesê, waarheen ek heen gaan, weet julle en die weg ken julle. Okay, en hy het opgevaar tot verheerliking en glorie. Kom ons kyk Efesiërs 1 vers 20 en 21. En hy het gewerk in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Ons trek nou by Efesiërs dan, hè? Volgende ene. Hy sê, bo alle owerheid, luister, bo alle owerheid, en mag, en krag, en heerskappy, en elke naam wat genoem word, dit is bokant alles, daarso, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die wêreld van die toekomstige. So dit maak nie saak hoe lank die wêreld nog gaan aanhou nie, so God se naam, en Jesus se naam, en die Parakletos is die naam bo elke ander naam tot in alle ewigheid. Amen. Amen. 1 Petrus 3 vers 22. Hy sê, wat heen gegaan het na die hemel en aan die regterhand van God is, terwyl engele en magte en kragte aan hom, Jesus,
onderwerp is. Jesus is die naam bo alle name. Daar's nie nog 'n naam soos Jesus Christus van Nasaret nie. Hy het opgevaar na die hemele om sy hoëpriesterlike bediening uit te voer en uit te oefen. Kom ons kyk Hebreërs 4 vers 14. Hy sê terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons aan daai belydenis vashou. Wat 'n belydenis? Wat 'n belydenis is dit? Wie wil vir my sê? Karel, wat 'n belydenis is dit wat ons hiervan praat? Laat Jesus ons verlosser is. Die evangelie. Dit is dit. Ekskuus as ek Dit is allemaal so lekker om mense op die spot te sit. Ek het ook, ons het 'n pastoor gehad wat dit baie gedoen het. Sê, "Dave, wat sê jy?" Dan sit ons en hakel ons. Ons het 'n hoëpriester. Mense onthou, ek wil hê ons moet een ding onthou. Toe Jesus gesterwe het, nee, die voorhangsel van die tempel van onderaf boontoe geskeur. Ek toets julle. Van bo af, daar sy. Van bo af ondertoe geskeur. Dis soos asof God gegaan het en hy daai ding gevat en het hom net geskeur. Wap. En dit was baie dik materiaal. Dit was baie dik materiaal gewees, ja. Dit was baie dik materiaal. Ek weet dit hierso, ek wil nou net 'n ander ding sê. Ek sien as ek die Ou Testament lees en daai Levitikus en daai plekke, dan sien ons die daar's baie robbevelle en daai goed gewees wat ook deel was van die en dolfyn so was ook deel gewees van die voorhangsel gewees. So ek weet nie wat hulle dit gekry het nie. Weet jy? Ek weet ook nie hoor. En dit was woestyn, nee. Dis iets verskrikliks. Ons het 'n hoëpriester. Sy naam is Jesus Christus van Nasaret. Hy is ons verlosser. Jesus het opgevaar sodat ons as gelowiges hom kan volg. 1 Tessalonisense 4 vers 17. Hy sê daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. En so sal ons altyd by die Here wees. Come on mense, hoeveel mense is daar wat sê, maar luister hierso, dit is nie die waarheid nie. Om wat se duistere rede sal daar vir ons gelieg word in die Bybel? Hoekom sal daar vir ons gelieg word? Ons sal, as ons nog in die lewe is, sal ons opgeruk word in 'n oomblik. In 'n oogwink sal ons liggame verander. Soos wat Jesus in 'n oomblik, toe hy uit daai graf uitkom, toe sy onmiddellik in 'n verheerlikte liggaam. En die amazingste is, luister hierso, die amazingste is daarso nê, is Jesus het opgevaar na sy Vader toe kom hy terug, en toe wat doen hy toe? Toe eet hy en toe drink hy saam met sy disippels. Hy het die gate was nog in sy hande en sy voete en in sy sy gewees, en ons sê die ongelowige Thomas, ons praat dit so baie, Louis, die ongelowige Thomas, baie keer gaan ons sommer sê, maar luister hierso, ek wil sien, voordat ek dit glo. En Jesus kom, maar kom ons is so, né? Ons is so. So, nou kom hy, nou sê hy, maar salig is die ene. Hoor wat hy sê, salig is die ene, wat geglo het en nie gesien het. Kom nou. So, wat moet ons doen? Ons moet glo met alles wat binne ons is. Ons moet daai hoop binne in ons hê. Wat ons weet, omdat ons weet, né, ons sal by Jesus wees. Amen. Ons weet, ons is by Jesus.
Handelinge 1 vers 11. Lees ek weer vir julle, is die laaste. Hy sê, Jesus Christus die hemelvaart, hy op die manier van sy terugkeer. Kom ons lees daar. Hy sê, Galileese manne, dis die engele wat daar nou daarvan gepraat het, né? Waarom staan julle en kyk na die hemel? Hoekom kyk julle nou na die hemel? Hierdie Jesus, wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle hom na die hemel sien wegvaar. Prys die naam van die Here. Ek kan nie wag om daar te wees nie. Ek kan nie wag, ek dink dit sal vir my amazing wees, om in 'n verheerlikte liggaam en ewe skielik op te vaar na die hemel en Jesus tegemoet. Maar as ek voor die tyd doodgaan, so be it. Ek sê, as ek doodgaan, is ek by God. As ek nog lewe, is God by my. So wat daarvan? Come on. Hy is by ons. Mense, luister hierso, iedereen van julle wat tot wedergeboorte gekom het, is deelagtig van die Vader, van die Seun en van die Heilige Gees. Hy is binne in ons, man. Hy is, ons reageer nie so nie. Glo my. Is dit nie? Nee. Monica? Ons reageer nie altyd so nie, nee. Asof hy binne in ons is nie. Maar ons is veronderstel. Kyk, ja, ons is mense, nee, maar ons kan ook nou nie net daar so agterweg kry die hele tyd nie, nee. Jakoba, pas op. Ons moet versigtig wees. Ons moet, luister mense, ons moet mense goed hanteer. Onthou nou, as jy by iemand kom, sorg dat as jy by daai persoon kom, laat daai persoon beter af is en beter voel as wat jy toe jy weggegaan het, as voordat jy by daai persoon gekom het. Dit is die belangrikste ding wat ek vir julle kan gee. En dis 'n ding wat ek baie beoefen. Ek kry nie altyd so baie mooi reg nie, maar ons gaan maar aan. Nee, Karel. Ons try. En ons word kwaad as dit koud is, en ons word kwaad as jy goed nie reg werk nie, en as die dinge deurmekaar is, en die werk voeter ons 'n bietjie in die ronde, en allerhande sulke dinge, en ons raak, weet jy hoekom word ons kwaad vir sulke goed? Ons raak gefrustreerd. Dit is die eintlike ding, ons raak Karel, is dit nie so nie? Ons raak gefrustreerd. Salome, daar by julle ook, ons raak gefrustreerd, man. Want die dinge werk nie soos wat dit veronderstel is om te werk nie. En dit is wat ons dan gefrustreerd maak, en dan wip ons uit ons bloedgroep uit. Jerry, is jy alright? Is jy alright? Ek is goed, I'm good. Dit is lekker om die Here te dien. En nou kan ek sê amen vir ons hemelvaartdiens. Amen.